Jy is ingeskakel op Groot Plaas en ons gas vanoggend is die keldermeester by Lamotte daar in Franschhoek area, Edmund Terblanche. Edmund, goeiemôre en welkom terug hier op Groot Plaas. Goeiemôre, Toby. So, kom ons praat 'n bietjie 2026 oesjaar, klein bietjie vroeër as wat verwag het. Wat is van die faktore wat bygedra het tot hierdie vroeë oesjaar? Daar's so baie veranderlik is. Ons is nie aldag seker wat is presies die dinge wat die druiwe en die ander vrugte beïnvloed nie. Ons het 'n lekker winter gehad wat gou die koue behoefte voorsien het. Dit kan 'n faktor gespeel het en dan maar ons dink almal maar die vroeë warmer temperature in die lente wind wat die nagtemperature ook warmer gemaak het en dit het die grondtemperature gelig en toe body wingerde vroeër en ons het reeds vroeg geweet, ja, dis vroeër. Jy het bure hier rondom jou wat vrugte doen soos perskes en pruime, dit is vroeër. So by daai tyd toe berei ons al voor vir 'n vroeër pars. Dus elke jaar is maar anders. So julle het al in Oktober om en by geweet, jy weet die oes gaan 'n klein bietjie vroeg inkom. Hoe help dit natuurlik dan met die voorbereidings soos wat jy genoem het om seker te maak julle is reg vir wanneer alles moet afkom? Ons in die keller is gelukkig om so 'n bietjie vakansie te vat in Desember. Die wingerd mense nie so nie, dit is hulle groot werktyd. So ons het maar net geweet ons moet by die tyd dat ons terugkom van vakansie moet alles reg wees. Ons het maar net vroeër begin voorberei November, Desember, 'n groot skoonmaak aksies, beplanning, besoek die wingerde. Dis maar die voorbereiding wat ons doen en kry al die mense in orde. Ons is net baie onkant gevang deur onverwagse dinge soos groot vure wat ons vir 2 weke mee sukkel, wat dan ook dinge ontwrig het, maar ons huidigelik gaan ons nog goed aan. Nou, jy het nou daai vure genoem, dit was natuurlik verskriklik verwoestend geweest. Daai veldbrande en goeters in die Franschhoek Vallei, hoe het dit julle spesifiek beïnvloed hierdie jaar? Ons is gelukkig dit is nou 2 vlae van vure wat al die Franschhoek is en ek moet sê die hele Franschhoek is nou al geaffekteer. Ons was van die eerstes wat geaffekteer was. Maar die wind was ons goedgesind en hier was professionele mense op die plaas wat gehelp het. Die gemeenskap het saamgestaan. Ek is wonderlik hoe die gemeenskap eintlik saamgestaan het. Hulle maak dit 'n boodskap op 'n groep en sê 200 brandweermanne kort kos en dan is dit binne 15 minute is dit het hulle aandete en ontbyt. So dit was 'n groot samewerking. Die laaste vuur wat huidigelik aan die gang is, het Saterdag ontstaan en gaan nog steeds aan en ek moet sê daar het meer mense geaffekteer en taamlik skade gelei en ons voel baie jammer vir hulle en ek hoop dat daar iets sal oorbly om iets besonders te maak. Ons was baie gelukkig. Ons is nie so groot geaffekteer nie en ons kan goed aangaan. Nou die boere in die gemeenskap daar om julle wat bietjie swaarder geraak is as wat julle is, watse, jy weet, moontlike effekte gaan hierdie hê op die volgende paar seisoene se oes? Kyk, jy word ontwrig deur infrastruktuurskade en dan word in sommige gevalle gaan brande letterlik deur die wingerd of die hitte skroei die wingerd. En dan die groot invloed is seker die rook wat effek het op die druiwe en uiteindelik op die wyn. In Engels noem ons dit smoke taint en daar's protokols wat jy kan volg om dit minder van die effek te maak. Ons het solank samples ingestuur na die laboratorium om te kyk, jy kan dit ontleed ook. En dan kan dit vir jou beter voorberei om te sien wat jy nou volgende moet doen. Maar as jy swaar geaffekteer is deur hierdie rook, dan gaan dit ongelukkig in die wyn wys en daar is bitter min wat jy daaraan kan doen. Jy kan dit wegversny in ander wyne, maar as dit daar is dit daar. Die stok natuurlik word ook geaffekteer. Druiwe word gedra op 'n lood, op 'n 1 jaar lood wat op 'n 2 jaar lood staan. So as al dit verbrand is, dan het jy volgende jaar nie 'n 2 jaar lood waarop 'n 1 jaar lood kan groei nie. So dit kan soveel as 2 jaar vat vir die stok om weer te herstel. Nou, kom ons praat gou 'n bietjie vinnig net oor die oeste wat julle nou al afgehaal het. Wat is een van die heel eerste cultivars wat julle kon afhaal en waarmee julle besig is?
Almal se situasie is verskillend, hang af waarmee jy werk. Ons begin gewoonlik met Sauvignon Blanc en met die vonkelwyn, of wat ons noem MCC of Method Cup Klassiek. Chardonnay en Pinot Noir, dit is die goed wat die vroegste is. Die vonkelwyn, omdat jy vroeër pas om 'n basiswyn te maak, om met bottelgisting daarna te doen, so jy soek lae alkohol, so dit is vroeër as, jy kan maar sê, ryp vir 'n natuurlike wyn. Die Sauvignon Blanc begin ons vroeg, want ons oes baie Sauvignon Blanc. Ons oes 500-600 ton Sauvignon Blanc, so jy moet vroeg begin, en ons eindig 5 weke later, so jou gemiddeld moet goed wees. So almal se situasie is anders. Van die vonkelwyn mense het al einde Desember begin, en as jy nou net 1 blok Sauvignon Blanc pas, sal jy seker so 'n bietjie later begin. So Sauvignon Blanc was by ons eerste. Edmund, ons is nou weer terug by jou. Ons gaan net gou vinnig na 'n paar ads toe. Edmund Terblanche, keldermeester by Lamotte, en ons is nou weer terug net hierna. Ons is geskakel op Grootplaas en ons gas saam met ons vanoggend, die keldermeester by Lamotte, Edmund Terblanche. Edmund, so jy het so klein bietjie gepraat oor jy het 'n bietjie droër temperature gesien daarso, bietjie warm, bietjie droër somer, en dit het natuurlik 'n rol gespeel. Watter impak het dit natuurlik op die wyne vir die volgende oesjaar? Ja, weer eens, ons weet nooit regtig 100% nie, elke jaar is nie, jy moet maar gaan met jou innige gevoel en jou ondervinding. Ons maak nou nie 'n koeldrank wat nou elke jaar dieselfde resep is nie. As ons praat van 'n wingerde soek, wat ons huidigelik ervaar, dis is 'n semi-woestyn plant, kan jy maar sê, en hy soek droogte en nie noodwendig hitte nie, ons soek koel droogte. En dan maak jy van die beste wyne, soos ons die leiding wat ons kry daar uit Europa uit. As jy nou so 'n bietjie van 'n warmer jaar het, dikwels lyk die wyne eintlik baie goed in die eerste periode. Dit aantreklike wyne. Ons het alselfs rooi druiwe ingevat hierdie week, Merlot, en die kleur ekstraksie is fantasties. Ek dink ons gaan baie aantreklike wyne maak, maar ek dink die koeler jare sal die wyn dalk bietjie langer hou, en jy sal dalk meer 'n beter wyn kry as jy hom so 'n bietjie laat lê, maar die warmer jare is die wyn baie toeganklik. In jaar 1, jaar 2, die witwyne is lekker vars vroeg en drinkbaar, so dit is maar wat kan verwag word. So nou as jy praat so van die Merlot wat jy begin afhaal het, karaktereienskappe wat ons kan verwag van hierdie Merlot is? Ja, soos ons nou sien, ek was gister heeldag in die wingerde. Ek dink ons gaan dit gaan baie op mekaar wees. Wit en rooi gaan oorvleuel, dit baie druk op kellers. Maar ek dink die wyne gaan baie meer lyf hê, dit gaan baie meer kleur hê, dit gaan baie meer rykheid hê. Dit kan vroeër vrygestel word. So dis wat ek verwag van die rooi wyne op die stadium. Is daar spesifieke cultivars wat hierdie jaar vir jou 'n bietjie uitgestaan het, wat besonder beter presteer het as ander jare? Op die stadium het ek het ongeveer 200 ton al in die keller, van 1200 ton, so ons staan so tussen 15 en 20%, so dis is moeilik om te sê, alles is in die beginstadium van gisting. Ek wil nie altyd te vroeg praat nie. Ek dink kyk, daar is sekere variëteite wat floreer, maar wanneer dit ekstra koel is, soos van die witwyne, die Sauvignon Blanc. In hierdie jaar dink ek gaan van die rooi druiwe regtig uitstaan. Ek het gister in die wingerd fantastiese geure geproe, onder andere Cabernet Sauvignon en Cabernet Franc. Van die goed is nog so vroeg op die stadium dat dit moeilik is om te sê hoe dit verder gaan lyk. Ek het byvoorbeeld Grenache gesien wat baie onevenredig is. Nou dit gaan moeilik wees om die tydsberekening reg te kry om daar 'n groot wyn te maak, maar ons maak byvoorbeeld weer rosé daarvan, en al daai elemente in die tros van 'n bietjie ligter korrels, 'n bietjie donkerder korrels, dit dra weer alles by om iets interessant te maak in die wyn, so dit kan dalk net 'n baie goeie rosé maak.
Nou Edmund, so terwyl ons gou 'n bietjie vinnig gaan afsluit, boodskap wat jy van wynliefhebbers het oor die wyne wat hulle kan verwag in 2026? Wel, daar gaan weer 'n groot reeks van verskillende style wees natuurlik. Ek hoop nie ons is te veel geaffekteer deur die rokerigheid dat ek van die mense kan sê hulle moet rook verwag in die wyn nie. Ek is nie so negatief nie. Ek dink met Sauvignon Blanc gaan jy vrugtige wyne, daar gaan weer mense wees wat vroeg vrystel. Daar gaan iets vir almal wees. En daar sal wyne wees en daar is in 'n tyd wat dit bietjie warmer is, moet jy onthou daar is ook koeler streke soos daar in die Kaap-Suidkus, die Elim distrik waar ons druiwe vandaan kry. Ons het laas jaar 'n wonderlike Semillon van daai wêreld gemaak wat ons vir ons die jongwynskou wenner gegee het. Daai areas is weer anders. En hulle is ook deur vuur geaffekteer daar, groot, maar daar's so 'n verskeidenheid van wyne, so daar's iets vir almal. En onthou ook om die plase te besoek, want deesdae is ons so besoekervriendelik. Daar's iets vir almal. Daar's baie parkeerplek, daar's baie dinge wat ons aanbied. Jy hoef nie net wyn te drink nie. Besoek die plase, ondersteun die wynbedryf as 'n toerist. Hoorie Edmund, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Edmund Terblanche, keldermeester by Lamotte. Dis al waarvoor ons tyd het. Ons speel vanoggend uit met 'n klein bietjie musiek. Jy was fantasties. 'n bietjie hoop vir almal wat deur die vure geaffekteer is. Ons hoop jy het dit geniet. Ons sien mekaar weer maandag.